Vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat ons aan die einde van nog 'n week kan kom. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons vanmôre weer gaan stilstaan by Johannes die 17de hoofstuk. Ons gaan dan by die laaste boodskap stilstaan, wat handel oor hierdie baie besondere gebed wat die Here Jesus vir my en vir jou bid. Nou, daar is net mense wat gevra het rondom die opnames, vriende. U sal hoor dat daar baie keer hier en daar 'n steringkie is, so in die agtergrond. Nou, ek het nie 'n ateljee waarin ek opneem nie, en ek het ook nie 'n klankstelsel nie. Ons vertrou die Here as ons nou 'n kerkgebou kry, dat ons een van die vertrekke kan inrig, waar ek dan die opnames kan doen. In die interim tyd is ons die Here baie dankbaar dat ek die selfoon het, en dat ek ook die studeerkamer het, van waar ek dan ook hierdie boodskappe opneem, en dan so aan u deurstuur, elke bepaalde dag. Mag die Here vir ons baie ryklik seën, en mag hy elke boodskap gebruik, om sy naam te verheerlik en sy koninkryk uit te brei. Nou, ons kyk bietjie vanmôre na die laaste boodskap oor Jesus se gebed vir sy disippels, en vir my en vir jou. Nou, ons het al reeds gesien dat die Here Jesus bid, dat daar 'n eenheid sal wees onder sy kinders en in sy kerk, en hierdie eenheid is belangrik sodat siele gered kan word. Ons het gesien dat die Here bid dat ons sy blydskap volkome in ons sal hê, ten spyte van en te midde van die omstandighede. Hy bid dat ons bewaar sal word van die bose, nie dat ons weggeneem sal word uit die wêreld nie, maar dat ons in hierdie bose wêreld bewaar sal word van die boosheid wat na ons kant toe kom. Hy bid dat ons geheilig sal word in die waarheid van sy woord. Ons gesien hoe belangrik is die woord, en dat ons geheilig sal word daarin, en dat ons vrugbare getuies vir hom sal wees. Die Here red ons, sodat ons vir ander kan vertel dat Jesus red. Ons praat oor Christus, nie oor onsself nie, en ons weet dat hy ook homself verheerlik deur siele te red. Vanmôre kyk ons dan in die gedagte dat Jesus bid, dat ons aan die einde van ons aardse lewe sy heerlikheid sal aanskou. Dat ons aan die einde van hierdie aardse stryd sy heerlikheid sal sien. Ons lees daarvan in Johannes 17 vers 24. Jesus sê, Vader, ek wil dat waar ek is. Nou, Jesus praat alreeds asof die kruisiging afgehandel is. Hy sal gehoorsaam wees aan Vader, en hy sal hierdie volle prys betaal. En hy sê, Vader, waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Die Here Jesus bid dat die disippels, en ook ek en jy aan die einde van ons aardse lewe, sy heerlikheid in die hemel sal aanskou. Hierdie heerlikheid, waarvan die heilige engele sing, en waarom hulle toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die God Almagtige. Nou vriende, ons weet dat al die disippels dood is. Ons weet dat die meeste van hulle 'n wrede dood gesterf het. Meeste van hulle het as martelare gesterf, en ons weet dat die Here Jesus se gebed in vervulling gegaan het, want die Bybel leer vir ons baie duidelik in Johannes 11 vers 41 en 42 dat Vader altyd Jesus se gebede verhoor. Kom ek lees gou vir u wat staan in hierdie baie besondere verse. Daar by Lazarus se opwekking lees ons dat die Here Jesus bid daar in vers 42. Hy sê, en ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. U sien, die Here Jesus bely ook, en hy erken, en hy sê aan die skare, luister, al is ek volkome mens, is ek ook 'n volkome God. En in my mensheid gaan ek ook nou vir Lazarus opwek, maar net om vir julle te sê dat Vader my altyd hoor, het Jesus so geroep met 'n harde stem en gesê, Lazarus, kom uit. En vriende, dis presies wat die Here Jesus vir sy disippels wil kom leer. Soos Vader hom verhoor het, toe hy gebid het en Lazarus opgewek het, so verhoor Vader hom ook, wanneer hy bid dat sy disippels aan die einde van hulle aardse lewe by hom sal wees. So sal Jesus se gebed ook verhoor word, wanneer ek en jy sterwe, en ons hom in sy heerlikheid sal aanskou. Jesus kom in Johannes 14, en hy sê hierdie baie besondere woorde, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dink u dat Vader Christus se gebed sal onverhoord laat? Dat Vader verby sal kyk by wat Jesus gebid het, terwyl Christus hierdie offer aan die kruis gebring het, terwyl hy sy lewe gegee het as sy losprys vir sondaars? Dink u dat een van ons verlore sal gaan vir wie Jesus gesterf het? Ek dink nie so nie. Daarom is die boodskap baie duidelik dat Jesus bid aan die einde van hierdie gebed, Vader, ek wil dat hierdie mense wat u gered het, wat u vir my gegee het, waarvoor ek gesterf het, ook eendag saam met my in my heerlikheid sal wees, sodat hulle my koninkryk, my heerlikheid en my majesteit kan aanskou.
Hier wonderlike wete dat Jesus sy gebede altyd verhoor word baie duidelik in die Bybel geïllustreer. En daarom, vriende, het ons die wonderlike vooruitsig dat ons eendag by die Here Jesus Christus sal wees. Waarom? Omdat hy bid dat ons aan die einde van ons lewe by hom sal wees. Hoor hoe mooi sê 1 Johannes die 3de hoofstuk dit vir ons. So pragtig as 'n mens dit lees, 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, hoor nou, die sekerheid, ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos Christus rein is. U sien, dis die boodskap van die Bybel, dat die Here bid ook dat ons eendag saam met hom in sy heerlikheid sal wees. En dit moet ons dryfveer wees, vriende. Dit moet ons gebed wees dat ons sal volhard omdat ons 'n beloning het wat vir ons wag. Omdat ons die Messias gaan sien, omdat ons die een gaan sien wat sy lewe aan die kruis vir ons gegee het. U sien die motivering van ons elke dag se opstaan, van die deurgaan deur aardse stryd en beproewinge en versoekinge en siekte en omstandighede. Vriende, is vir ons die moeite werd, omdat ons weet aan die einde van ons lewe wag daar een vir ons, wat die losprys betaal het aan die kruis, sodat ons gered kan word. As jy net lewe vir die hier en nou, sê die Bybel is ons die elendigste van alle mense. As ons geen hoop het op die ewige lewe, as ons geen hoop het om Christus eendag in sy heerlikheid te sien nie, waarvoor lewe ons? Daarom is die hoop in die Bybelse terme nie 'n duim vashou en ons wonder wat gaan gebeur nie, maar juis 'n sekerheid geanker in Christus, dat hy wat vir ons bid, ook hierdie waarheid, vriende, sal vervul in die feit dat ons sy heerlikheid sal sien. Vader, Seun, Heilige Gees, wat die belofte gee, dat ons na hierdie aardse lewe by hom in sy heerlikheid sal wees. Mag hierdie gebed u motiveer, in die eerste plek om gereeld deur dit te lees om te sien hoe die Here Jesus vir ons bid. Hy is ons ewige hoëpriester wat vir ons intree. Hy bid vir ons hierdie kosbare waarhede. Dat ons ook sal sien, vriende, dat ons dit kan bid vir mekaar as kerk van die Here Jesus. En dan ook dat ons dit sal uitleef tot verheerliking van sy naam. Mag die Here u ryklik seën. Ons het gekyk na hierdie gewoontes van Jesus om na die sinagoge te gaan en om te bid. Ons het gekyk waarvoor hy bid. Mag u en ek dan in sy voetstappe volg, sodat ons sy naam in alles kan verheerlik. Nou vriende, in die nuwe week wat kom, gaan ons bietjie kyk na aktuele temas of onderwerpe. Daar's soveel mense wat my kontak het, vir my vra rondom goed soos, mag ons veras word of mag ons net begrawe word? Wat sê die Bybel, vriende, oor sekere dinge van vroue in die amp? Wat sê die Bybel oor die verkiesing wat nou vir ons voorlê? Wat sê die Bybel oor dinge soos tattoos en dobbelary, en daar is soveel vrae wat na my kant toe kom, dat ek besluit het om in die volgende paar dae 'n klompie onderwerpe te hanteer. Het gaan seker so 2 of 3 of 4 weke wees, en as u enige vraag het, stuur vir my boodskapie. Dit gaan nou deel van die oordeenkings wees, want ons gaan elke keer teruggaan na wat sê die Bybel. U sien, ons kan nie vir die antwoord gee uit ons ervaring, of wat ek voel, of wat ek dink oor 'n saak nie. Ons gaan elke keer terugkom na die Bybel. Nou, ons gaan bietjie stil staan by goed so saambleiery en die LGBTQ beweging. Mag ons na sulke huwelike toe gaan, saamwoon, voorhuwelikse seksuele gemeenskap, mag dit gebeur, wie die huwelik ingestel, wat sê die Here oor egskeiding, en ek glo dat ek u so bietjie nuuskierig gemaak het. So van volgende week af gaan ons begin met hierdie uitsendings. Mag die Here vir my wysheid gee, vir u genade, dat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Dat die Here ook my as prediker sal gebruik om sy waarheid te kommunikeer, soos in sy woord opgeteken, sodat ons kan hoor wat die Here van ons vra en hoe ons kan lewe in hierdie krom en verdraaide geslag. Mag die Here ons ryklik seën. Mooi naweek vir u, en ons bid dat die Here ons sal seën Sondag rondom sy woord. Groete vir u, mooi dag daarna.